Goeiemôre, weer eens, so groot is die voorreg om vanoggend u te bedien uit die woord van die Here en soos die Gees van God lei. Ekskuus tog. Het u al agtergekom hoe maklik kan u verval om 'n ding uit te stel? In ander woorde, om lui te wees, om te sê, weet jy wat, ek gaan dit môre doen, of ek sal later bid, ek is nie nou lus nie, of ek is nou te besig, of ek wil net 'n bietjie rus. U weet so goed soos ek, as u dit nou uitstel, gaan u dit later vergeet, of gaan u later glad nie daarby uitkom nie. En die woord van die Here dui ons aan, gee vir ons sekere dingetjies, hoe om oor hierdie ding te kom. Maar eers kom ons kyk wat sê die woord. Spreuke 24 vers 43 en 44 sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie handjies vou om uit te rus, dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man. Hierdie vers gaan nie net oor geld nie. Luiheid steel jou tyd en ook jou geestelike groei. Moses het gesê hy kon nie praat nie. Dit was sy verskoning. Gideon het in die wynpers gesit en gesê, maar hy sê vir die engel, toe die engel aan hom verskyn, maar ek is niks. Hoe kan ek 'n weermag lei? My mense is die kleinste van alles. Verskonings op verskonings. Jy kan losbreek uit die luiheid wat jou terughou. Deur om elke dag in plaas van 2 ure aan een te bid. Bid 5 minute, maar bid elke dag vir 'n maand lang. 'n 5 minute gebed vandag gaan dalk nie jou situasie verander nie. Maar 5 minute elke dag gaan jou definitief sterker maak. Gaan die Here se Gees gaan definitief deur jou werk. En kort voor lank raak dit vir jou 'n gereelde optrede. Om klein te begin en byvoorbeeld vandag 3 verse te lees in plaas van 10 hoofstukke. By die tweede hoofstuk begin jy vaak raak, begin jy lui raak en dan let jy nie meer op nie. Maar lees elke dag 3 verse. En kort voor lank begin dit vir jou 'n waarheid word. Om elke dag net, ek wil half amper sê, 'n eenvormigheid hou. Om elke dag meer tyd te spandeer, gaan vir jou uit hierdie geestelike luiheid, hierdie luiheid om nader te kom aan God se woord, hierdie luiheid om af te stel en te vergeet, gaan jou daaruit bring. Jy kan selfs daarna kyk vir jou wat dalk iets doen, om klein te begin, maar dit op 'n gereelde basis te doen, gaan jou daardeur kry. Om byvoorbeeld deur lang hoë koring op 'n koringland te loop. Die eerste keer is moeilik want jy weet nie waarheen om te gaan nie. Maar hoe meer gereeld jy daai paadjie loop, hoe meer gaan daai koring plat getrap word en die paadjie gaan vir jou duidelik wees. Paulus praat ook hiervan, hy sê, die wedloop wat jy hardloop, hou jou oë op Jesus, doen dit met volhoubaarheid, en jy gaan sien, jy sal die prys op die einde van die dag wen. Lukas 16 vers 10 sê, hy wat getrou is in die minste, is ook getrou in die groote, of is getrou in die groot dinge. Spreuke 13 vers 4 sê, die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig. Laat u siel en gees versadig word deur om gereeld op die knieë voor die Here te val. U woord te lees,
en dit dan te bid, sodat die Gees van God die volhoubaarheid in jou kan volbring, en dat jy vlytig kan wees daarin. Ek laat hierdie woord by u, Pastoor Gary, Brood en Water 5 minute woord seëngroete, en ek kom vanoggend en ek sê vir u weer, Jesus is baie lief vir u. Amen.